Baie welkom by ons aanlyn diens. Is so lekker om saam met jou te kuier vandag. Nou vandag is Vadersdag en ek hoop elke pa word lekker bederf vandag met ontbyt in die bed of so lekker biltongpakkie om te geniet. Maar mag jy spesiaal voel en mag jy ook weet dat jy speel 'n kardinale rol in jou familie. Vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor op soek na die regte helde. Nou elke pa is vir hulle kinders 'n vorm van 'n held. Nou ek weet nie of jy helde gehad het toe jy groot geword het nie, maar ek dink ons almal het maar daai persoon na wie jy toe opkyk. Miskien was dit 'n karakter in 'n film wat hierdie held is, wat hierdie magte het, hierdie ander goed kan doen as die normale mens, kan vlieg of webs uit hulle hande uitskiet of wat ook al jou held is. En dan word ons groot met hierdie persepsie van dis hoe 'n held moet lyk. 'n Held moet beter wees as die ou langs hom. 'n Held moet 'n bok kan skiet op 600 meter. 'n Held moet 'n bal kan dryf 400 meter. 'n Held is in besit van dit wat die ou langs hom nie het nie. Hy moet die groter kar ry, die groter huis bly. En so begin ons kyk na mense wat dit het en dan skep ons ook soms vir onsself daai beeld van dis hoe ek moet wees, dis hoe ek 'n held word. Maar dis nie noodwendig wat 'n regte held is nie. Mike Tyson sê die volgende, hy sê everyone has a plan until they get punched in the face. En is dit nie so nie? Is dit nie sodat ons al so haarfyn beplan en ons maak seker ons werk alles uit. Ons is op pad iewers heen, ons beplan vir alles, ons beplan vir ons vakansies, ons beplan dit wat in ons werk omstandighede aan die gang is, ons maak voorsiening daarvoor, ons maak voorsiening vir ons aftrede, ons maak voorsiening vir die kinders, en as jy kinders het, weet jy wat dit is om voorsiening te maak, net om in jou week, jou kind by die skool en by al die ander aktiwiteite te kry, jy moet voorsiening daarvoor maak, jy moet beplan daarvoor. En op 'n stadium, en op 'n dag, gebeur daar iets wat heeltemal jou trein van die spoor af laat gaan. Jou hele lewe ontspoor oor daai een ding wat gebeur. Daai ding wat jou in die gesig slaap. Onverwags gebeur die lewe. En dis hier waar die regte helde uitkom. Dis hier waar die mense opstaan wat regtig 'n verskil maak in hulle lewe. Ons staan stil vandag by 'n storie wat in al 3 evangelies geskryf word, die storie van Jairus en sy dogtertjie wat besig is om dood te gaan. Is so 'n mooi verhaal en ons lees vandag uit Markus uit. Nou om die verhaal so te waardeer, moet ons die boek van Markus waardeer. En net so in kort, Markus skryf hierdie evangelie aan 'n klomp mense in Rome. En hy wil 'n punt bewys. Hy begin sommer met Markus 1 vers 1. Hy sê, dis die begin van die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. Nou vir hom om te sê seun van God in hierdie evangelie is baie kontroversieel. Want nie almal het Jesus gesien as seun van God nie. Inteendeel, in die Romeinse ideologie was daar ander seuns van God. En daar was 'n ou wat gesê het hy is God. En dit is eintlik maar die mekaar storie. En vir Markus om te sê Jesus is seun van God is 'n groot ding. En dan spandeer hy die res van hierdie evangelie om dit te bewys. Hy haal sy bewysstukke uit. So wanneer jy Markus lees, sal jy sien hy fokus nie so baie op dit wat Jesus noodwendig gesê het nie. Hy fokus baie op dit wat Jesus gedoen het. Jesus het gegaan en hy het demone uitgedryf. Hy het siekes gesond gemaak. Markus is 'n baie doen evangelie. En niks anderste in hierdie verhaal ook nie. Dis wat Jesus gekom het en hy het gedoen. En Markus, soos hy skryf, is hy hastig eintlik om by die kruis uit te kom. Hy wil sê Jesus is seun van God en wat die seun van God gedoen het. Ons vind ook hierdie storie in die ander evangelies van Matteus en Lukas. En hulle het 10-1 by Markus hierdie storie geleer, want ons weet hulle het hierdie boek gebruik, die boek van Markus, om uit te brei toe hulle evangelie skryf, om dit te gebruik half as 'n riglyn. Maar al 3 skryf oor hierdie gebeurtenis. Ons lees vandag in Markus.
Kom ons lees. Nadat Jesus weer met die boot na die oorkant gevaar het, het 'n groot skare hom saamgedrom waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge met die naam Jairus kom toe daaraan. En toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom ernstig: "My dogtertjie lê op sterwe. Kom lê u hande op haar sodat sy gesond kan word en leef." Jesus het saam met hom vertrek. Terwyl hy nog praat, kom daar mense van die leier van die sinagoge sy huis af en sê: "U dogter het gesterf. Waarom val u die leermeester nog lastig?" Jesus het egter in die verbygaan gehoor toe die berig oorgedra word en sê toe vir die leier van die sinagoge: "Moenie ontsteld wees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. Toe hulle by die leier van die sinagoge se huis kom, sien hy 'n geroesemoes en mense wat huil en erg weeklaag. Hy gaan toe in en vra hulle: "Waarom gaan julle so te kere en huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar sy slaap net." Hulle het hom egter uitgelag, maar nadat hy almal uitgejaag het, het hy die vader van die kindjie, haar moeder en die wat by hom was, saamgeneem en ingegaan na waar die kindjie was. Hy neem toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita kum," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud. Hulle was stom van verbasing. Dit is so 'n mooi storie. Dit gaan oor hierdie pa wat iets moet doen in sy situasie. Sy dogtertjie lê op sterwe. Hy het al alles probeer in sy vermoë om haar beter te kry. Inteendeel, wanneer ons gaan kyk na Jairus en hoe die Bybel hom beskryf, sê dit dat hy 'n leier was in die sinagoge. Hy was nie 'n fariseer self nie, hy was nie self noodwendig 'n skrifgeleerde nie, maar hy het op die kerkraad gesit. Hy het seker gemaak kerk gebeur. Seker gemaak die ouens spreek en hy het natuurlik die skrifte opgepas en seker gemaak dit word gebeere. Hy was besig in sy gemeenskap, in sy gemeente. Hy was doenig met die dinge van die Here. Hy self natuurlik 'n Jood. Besig met die regte goed. Maar is ook moontlik vir ons as Christene, ons as mense wat probeer om die regte dinge te doen op die regte tyd, besig met al die regte goed, vir ons om in die gesig geslaan te word deur die lewe. En hier's 'n ding wat ons soveel keer sien met mense, is dat sodra die lewe begin swaar gaan, sodra die lewe nie uitwerk soos wat ons dink dit moet uitwerk nie, is daar wat ons rug op die Here draai. Dis daar waar ons sê, "My die Here my dan lief." En vir Jairus om sy lewe op die prys te stel, in gevaar te stel, sy omgewing, wie hy is, sê vir my dat hy desperaat was, want die oomblik toe sy dogtertjie op sterwe lê, en hy hoor van Jesus, hy hoor daar is nog 'n uitweg, daar's nog ietsie wat hy nie probeer het nie, en hy hardloop na Jesus toe, het hy homself 10 teen 1 uit die kerk uitgehardloop. Want is dieselfde kerk, is dieselfde fariseërs wat teen Jesus opgestaan het, dieselfde geselskap wat hom teen die kruis waag. En daar was 'n vorm van desperaatheid van Jairus. 'n Desperaatheid wat, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie meer wat om te doen nie. Daar's nog een ding wat ek kan doen en sy kan na Jesus toe gaan met hierdie probleem. Miskien was die gesprek al om die tafel om na hom toe te gaan, maar die prys was net te groot om dit waarmee hy besig is te los. Want net nou word hy uit die kerk uitgejaag. Net nou sê die sinagoge, jy is nie meer welkom hier nie. Net nou is alles waarmee hy gewerk het, al voorgewerk het in sy lewe, gaan dit tot niet.
Maar sien, ons iets in 'n desperaatheid van 'n mens, van 'n held, van 'n pa, selfs van 'n ma. As dit by jou kinders kom, sal jy enigiets doen. Maak nie saak wat is die prys nie, jy sal dit betaal, dis daai desperaatheid. Dit is ook, dis buite van wat ek het. Hy was 'n gesiene persoon, 10 teen 1, 'n welaf persoon. In hierdie storie, die verse wat ons nie gelees het vandag nie, vind ons die storie wat Jesus die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, gesond gemaak het. En dis 'n ou ding van Markus, hy hou daarvan om 2 stories saam te sit, om iets te sê daaruit. Ons gaan nou nie vandag daaroor praat nie. Maar die kontras wat ons vind tussen Jairus wat 'n welafgesiene persoon was, en dan hierdie vrou wat eintlik maar niemand was nie. Sê vir ons dat Jairus 'n gesiene mens in die gemeenskap was. En hy het als op prys gesit, want sy dogtertjie is besig om dood te gaan. Ek dink dat soms verloor ons hierdie desperaatheid wanneer ons kerk is, wanneer ons Christen is. En ons vat dalk also van selfsprekend, ons vat dalk maar net als van, ons gaan maar waar die lewe ons lei. Ons maak maar vrede met dinge in ons lewe, want dis maar hoe dit is. Maar wanneer ek en jy begin desperaat raak met dit wat in ons lewe gebeur, ons hardloop na God toe, dan maak ons besluite anders. Dan begin ons aanpassings maak in ons lewe wat anders lyk, want 'n desperate persoon tree anders op as iemand wat maar net saam met die vloei gaan. Wat maar net vrede maak met hulle situasie. Het gaan nie oor wie jy is nie. Het gaan nie oor wat jy het nie. Het gaan oor dat jy na Jesus toe kom soos jy is. Net soos jy is. En ek vra dat jy oor hierdie konsep van desperaatheid moet gaan dink. Want ons dele in jou lewe wat jy die Here nodig het. Want jy moet desperaat raak om na hom toe te gaan mee. Verhoudings, omstandighede. Daar is nie meer tyd vir mooi praat nie. Daar is nie meer tyd vir dink wat gaan ek verloor nie. Nee, as jy nie nou optree nie, is dit dalk te laat. Ek droom oor die dag wat die kerk, ons, weer so desperaat raak om na Christus toe te gaan. Dat ons bereid is om onsself te los. Dat ons self van daai troon afklim. Jairus kom na Jesus toe en hy sê vir hom, Here, ek het U nodig, ek is desperaat. Daar is geen ander uitweg nie. En sê hy, kom lê U hande op haar, sodat sy gesond kan word en leef. Skrywer Rochelle wat sê, admitting our problems is only the first step. After that, we must invite God to work, because He is the one who can change any problem. Jairus gaan, en hy sê nie net, Here, ek is desperaat nie, hy sê, Here, wil U nie kom en U hande op haar lê nie. Indirek nooi hy Christus na sy huis toe. Ons verstaan in die stories wat ons lees, dat daar mans is wat vir Jesus gesê het, spreek net een woord en my slaaf sal gesond word. Here, U is God, U het nie nodig om daar te wees nie. Soveel keer sien ons dat mense na die Here toe kom en sê, Here, U kan my situasie verander. Verander net my situasie dat ek kan teruggaan en dit kan verbeter. Maar dis nie wat Jairus doen nie. Hy sê, Here, kom U na my situasie toe. Kom U na my huis toe. As U na my huis toe kom en U kan U hande op my dogtertjie lê, sal sy leef. Here, as U na my huis toe kom, as U na my omstandighede toe kom, as U net kan betrokke word in my lewe, deel word van my lewe, kan daar weer lewe wees. Kan dit wat dood is, weer lewe. Maar wanneer ons Jesus na ons huis toe nooi, is daar 'n paar goed wat ons moet doen. Nommer 1, kom ons raak ontslae van verskonings.
Kom ons raak ontslaaf van daai verskoning van, weet jy wat, ek kan nie nou nie, want ek is nog nie reg nie. Ek sal eers moet verander. Weet jy wat, daar's so baie dinge wat in my lewe aangaan, ek het nie tyd nie. Daai is 'n verskoning. Daai is om te sê, Here, sorteer U my probleem uit, maar bly net buite. Ek het die res. Here, antwoord net hierdie gebed en dan met my beplanning werk die res uit en dan is ons weer reg vir 'n rukkie, dan hoef ons nie mekaar weer te pla nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat jy Iris doen is sê, Here, kom word deel van my huis. Kom stap in daar waar daar dood is. Kom stap in daar waar ek U dit die nodigste het. En ek dink dis die uitnodiging wat hierdie skrif vir ons bied vandag is, Here, kom word deel. Want die probleem is, as hy nie in my huis is nie, wat is in my huis? As hy nie in my lewe is nie, wat is in my lewe? Maklike manier om dit agter te kom, is om net die vraag te vra, wie laat ek toe in my huis? Ek hou daarvan as Paulus hierdie sê in 1 Korintiërs 15 vers 33, slegte geselskap bederf goeie gewoontes. Wie laat ek toe in my lewe? Wat laat ek toe in my lewe? Watter invloed is in my lewe? Want as Christus nie daar is nie, moet daar iets anders te wees. Is dit daai vriende? Is dit daai sosiale media? Begin ek meer kritiseer as wat ek lewe spreek? Is dit waarmee ek besig om my negatief te maak? Of is dit besig om my op te tel en op 'n beter plek te bring? Is dit waarmee ek besig is goed vir my gesin? Of is dit goed vir my ego? Wat laat ek toe in my lewe? Wie laat ek toe in my lewe? Wat is besig om in my huis te gebeur? As oomblikke in elke verhouding, in elke huwelik, in elke familie, wat ons die voordeur moet toemaak, te sê, dis nou net ons. Dat ons die wêreld moet uitsluit, en hulle opinies, en dit wat hulle dink en droom oor ons, en sê, nou is dit net ons en Christus. Ons sien dit in die storie so mooi, wat Jesus die res uitjaag, en net hy en sy disippels stap saam met pa en ma in, om vir die dogtertjie te gaan bid. Tye wat ons dinge moet uitjaag in ons lewe. Nie verskonings maak vir dit nie, maar sê, weet jy wat, hierdie is besig om my lewe sleg te beïnvloed. Jy hoef nie dieselfde kultuur in jou huis te hê as waarmee jy groot geword het nie. Jy hoef nie dieselfde foute en dinge te doen net omdat jou pa of ma dit gedoen het nie. Jy bepaal, jy het die keuse. Jy kan sê wat werk en wat werk nie. En soms is dit nodig om 'n bietjie huis skoon te maak. Soms is dit nodig om te sê, weet jy wat, hierdie is 'n slegte invloed in my lewe. Ek gaan nie meer toelaat dat dit my beïnvloed nie. En ek gaan plek maak vir Christus. Hierdie is besig om my tyd te steel. Hierdie is besig om tyd weg te vat van my en my familie. Ek gaan wegdoen met dit en ek gaan plek maak vir my familie. Dit is belangrik dat ons na hierdie goed kyk. Want dit bepaal wat in ons huis gebeur. Dit bepaal waartoe ons op pad is. Dan, om oor te gee aan sy wil. Ek het hom desperaat na hom toe gegaan en ek het my huis nou vir hom oopgestel. Maar om elke dag te kies om in sy wil te lewe. En dit kos 'n prys. Soms kos dit 'n prys dat sekere mense uitstap in ons lewe. Soms is daar baie meer nees op die tafel as wat daar ja's is. Niemand beskryf dit vir my mooier as Josua nie. Josua sê in Josua 24 vers 14 en 15, hy sê, daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here. Dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders
ander kant die rivier in die Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode ander kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Helde staan op. As hulle begin sê, hier is die grense in my lewe. Hier is die grense in my familie se lewe. Ons hoef nie dieselfde te wees as die om ons nie. Ons hoef nie net omdat hulle dit doen, ook dit te doen nie. Hier lê die grense. Doen julle wat julle wil, maar ons huis, ons sal die Here dien. Paas, lê daai grense in jou lewe. Lê daai grense in jou huis. As dit tyd is om kerk toe te gaan, is dit tyd om kerk toe te gaan. As dit tyd is om Bybel te lees, is dit tyd om Bybel te lees. As dit tyd is om saam te bid, is dit tyd om saam te bid. Niks moet in die pad staan van dit nie. Nou kom die slegte nuus. Hy was nou by Jesus, desperaat voor hom, en hy het gekry, dat Jesus saam met hom huis toe gaan. En dan is hy nou hoop vir hom. En dan kom die slegte nuus. Die dogtertjie is klaar dood, ja, Iris. Moenie Jesus verder pla nie. Moenie verder worry nie. Maak vrede, sy is klaar dood. Is nou te laat. Moenie verder tyd mors met Jesus nie. Jy pla hom net. En is Jesus wat hierdie ding hoor. Hy hoor wat hy vir hom sê, en hy stap na hom toe, hy sê, moenie ontsteld wees nie. Glo net. Hou aan glo, ten spyte van. Ten spyte van slegte nuus. Weet jy wat, Iris, dis jou realiteit. Weet jy man, dis jou realiteit. Weet jy vrou, dis jou realiteit. Is nou klaar te laat. Dit waarmee jy besig was, dit waarvoor jy gebid het, dit waarvoor jy gehoop het, dit waarvoor jy so desperaat was, dis nou klaar te laat. Los dit nie. Vat 'n held om aan te hou glo. Ten spyte van. Ten spyte van die slegte nuus om my. Ten spyte van die ekonomiese toestand waarin ons land is. Ten spyte van die politiese toestand waarin ons land is. Ten spyte van die toestand waar my huis in is. Ek sal aanhou glo. Ek sal aanhou glo dat Jesus iets in my situasie kan doen. Ek sal aan hom vashou en nie die slegte nuus nie. Dan is daar ook die opinie van mense, is daar nie? Mense wat 'n situasie interpreteer in jou lewe en hulle self daaroor wil uitspreek en sê, weet jy wat, jy moet dit maar nou net los. Weet jy wat, ek het 'n tannie waarmee dieselfde gebeur het. En ek kan vir jou sê, haar gebed het niks gehelp nie. Ek ken iemand. En ek dink jy moet so optree. Dis opinies. Marcus Aurelius het eendag gesê, the opinion of 10,000 men is of no value if none of them know anything about the subject. Jy kan dalk daarmee saamstem in jou werksveld. Daar is party mense wat baie oor dinge weet, en 'n opinie kan vorm, en dan ander is wat niks weet en 'n opinie het. Ons sê altyd, iemand weet net genoeg om gevaarlik te wees. En wat hierdie mense om Jairus nie geweet het nie. Hulle was onbewus van die feit dat wanneer Jesus in jou lewe instap, wanneer hy in jou huis instap, is die potensiaal om jou lewe te verander so groot.
om jou gebedversoek te beantwoord so groot, dat opinies nie meer saak maak nie. Wat saak maak, is dit wat hy sê. En dit sê vir my iets van Jesus se karakter, wat hy na Jairus toe gaan en sê, moenie bekommerd wees nie, hou net aan glo. Dis amper asof Jesus vir ons vandag wil sê, partykeer het ons nodig om te hoor, hou net aan glo. Hou aan doen wat reg is. Hou aan die pad stap. Hou net aan glo en vertrou hom met jou situasie. Vertrou hom met jou lewe. Dis waar die regte helde gebore word. Regte helde ontstaan. Regte helde is nie die wat die bok op 600 meter kan skiet nie. Regte helde is nie daai ene wat die bal 400 meter kan dryf nie. Regte helde het nie die grootste spiere of dra hulle klere onderste bo nie. Regte helde is mans en vrouens wat na die Here toe hardloop in desperaatheid met die bewustheid dat hulle niks kan verander in hulle lewe nie. Wat Christus in hulle huis innooi om deel maak van hulle lewe. En wanneer dit moeilik raak, wanneer die nag op sy donkerste is, hou hulle aan glo. My gebed vir jou vandag is, dat jy dit selfde sal doen. In daai situasie in jou lewe wat dood is. In daai huwelik van jou wat net nie meer wil uitwerk nie. In daai werksomstandighede van jou wat net nie wil verbeter nie. In daai verhouding met wie ook al in jou lewe wat net nie wil beter word nie, mag jy desperaat gaan na Christus toe. En mag jy dieselfde lewe ervaar wat Jairus ervaar het toe sy dogtertjie uit die dood uit opstaan. Want Jesus het in hulle storie ingeloop. Jesus het deel geword van hulle lewe. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons hierdie storie het waarna ons kan kyk. En ons weet dat U lewe bring. Ons weet dat wanneer U deel word van ons lewe, as U instap in ons lewe, ervaar ons dat dit wat dood is, weer lewendig word. My gebed is vir elke persoon wat kyk, mag hulle U liefde ervaar en weet dat U altyd daar is, dat U wil betrokke wees en mag ons plek maak vir U vandag in ons lewens. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.